As ek tot bekering kom en 'n kind van God word, kom die vraag dadelik na vore, hoe leef ek nou as kind van God? As ek kyk na die lewe van baie mense wat sê dat hulle kinders van God is, dan word my kop weer mekaar, want hulle lewe lyk net soos die lewe van daardie mense wat God nie ken nie. As Efesiërs 2 vers 2 praat oor die lewe waaruit ons kom, dan sê dit dat ons gelei is deur die duiwel self. Hy het ons deur ons sondige begeertes van God af weggelei. As ek met Christus nuut begin, dan kan my lewe nie aangaan soos voorheen nie. Christus en die duiwel loop heeltemal verskillende rigtings. As ek kies om Christus te volg, moet my lewe in heeltemal 'n nuwe rigting begin beweeg. Ek kan nie soos voorheen aangaan nie, want ek volg nou Christus, nie die duiwel nie. Verstaan jy waarom Romeine 12 vers 2 sê dat ons nie langer die pad van sonde moet loop nie? Ons moet dat God deur die Heilige Gees ons manier van dink verander deur ons gedagtes nuut te maak. Om as kind van God te leef, gaan ten eerste nie oor wat ek doen nie, maar oor my gedagtes. Soos die Heilige Gees my gedagtes verander, word my lewe nuut en word Christus al meer gesien in hoe ek leef en wat ek doen. Ek maak nog baie foute en baie dae het ek nie die krag om te doen wat die Here van my vra nie. Maar soos 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10 sê, God word juis in my lewe gesien as ek swak is. En dit gee my die moed om elke dag nuut saam met die Here te leef. Hoe leef jy as kind van God, sodat God ook in jou swakheid gesien kan word?